Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Eksodus 12 is die Israeliete opdrag gegee om die Pasga maaltyd op die volgende manier te eet. Vers 11 sê, en so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan jul voete en julle staf in jul hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. 'n Gordel in daardie dae is gebruik om 'n kleed op te hou sodat 'n persoon vinnig kon loop of hardloop en dan nie struikel nie. God het vir die Israeliete gesê dat hulle op die punt was om van slawerny na vryheid te beweeg. En hulle moes gereed maak om te beweeg. Net so wil God ook hê dat ek en jy ook in verwagting gereed moet wees om 'n nuwe seisoen van oorwinning in jou lewe in te beweeg. Baie van ons sit egter nog sonder sandale aan ons voete, want jy het so gewoond geraak aan hoe dinge in jou lewe is, dat jy dit maar net aanvaar. En so aanvaar jy dalk soveel minder vir jou lewe as wat God vir jou lewe wil hê. Miskien het jy al lankal jou sandale uitgetrek en ophou verwag dat God iets nuuts in jou lewe gaan doen. Wanneer jy egter in die versoeking kom om te glo dat die moeilike seisoen waarin jy is nooit gaan eindig nie, neem 'n besluit om God se woord meer te glo as wat jy dink en voel. Maak nie saak hoe erg dinge lyk nie. Vervang daardie aanloklike leuns met die waarheid. En wat is die waarheid? Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En Romeine 8 vers 31 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Jy dink dalk dat die huidige seisoen waarin jy jouself bevind, is jou hele storie. Maar hierdie seisoen is net 'n hoofstuk. Daar is soveel meer aan jou storie. Daar is te veel kaalvoet mense in God se koninkryk. So trek vandag jou sandale in geloof aan. Gryp jou staf en maak gereed om met verwagting in 'n nuwe seisoen in te beweeg. Here, dankie vir die goedheid en getrouheid deur elke seisoen van my lewe. Dankie vir die nuwe dinge wat U ook in my lewe wil doen. Help my asseblief om dit raak te sien. In Jesus naam bid ek dit. Amen.